Hallelujah. Hallelujah. No other name but the name of Jesus. Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Ek is ver bo magte van jou verwagting, sê die Here, om vir jou te gee vanoggend wat jy nodig het. My naam is ver bo enige ander naam. My krag is ver bo enige ander krag. Ek sien wat niks en niemand kan sien. En vanmôre sien ek jou raak waar jy staan. En jy twyfel en jy sê, sal die Here my hoor? Sal die Here kan help? Sal die Here my uitroep kan hoor? En sê, die Here sê vanmôre, ek het jou klaar raak gesien voor jy nog hier ingestap het. Ek het geweet jy jou oë oopmaak vanmôre. En ek is bewus van alles wat in jou lewe is. En vanmôre sê die Here, weet ek van jou, daarom kan jy rus in my. Daarom kan jy rus by my. Daarom kan jy weet dat ek is jou God. En ek sal antwoord wat jy vra. Ek sal gee wat jy vra, want jy is my kind. En ek het jou lief. En daarom is ek vanmôre. Ek is, sê die Here, vir jou vanoggend. Halleluja. Come on now, go sit here, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kom ons sing nog een keer in our self. And now serve the foreign God. Lig jou hande op en sê dit vir hom. Nor any other treasure. Listen to the volgende. For you are my heart's desire. The Spirit without measure. Unto your name I will bring my sacrifice. Unto your name. Unto your name I will bring my sacrifice. Unto your name. Unto your name I will bring my sacrifice. Unto your name. Unto your name I will bring my sacrifice. It's unto your name, hallelujah. Unto your name I will bring my sacrifice. Oh, let's sing it once again, unto your name. Unto your name I will bring my sacrifice. Hallelujah. 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 Here unto your name. Unto your name. Unto your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Familie, in die atmosfeer wil ek vra dat die sitplekke neem, ons gaan die nagmaal bedien. Ek wil vra dat almal wat my gaan help vir die nagmaal asseblief vorentoe sal kom. En wanneer ons die nagmaal gaan gebruik, onthou die Here het vanmôre gesê, ek het jou raak gesien, ek het jou gehoor en ek weet van jou. Wanneer jy daai broodjie gaan eet en 'n glasie gaan drink, wil hy vir jou vanmôre gee wat in jou hart is. Wat ook al jou behoefte is vanmôre. En elkeen van ons wat hier sit se behoeftes verskil. Nie een van ons behoeftes is dieselfde nie, maar die Here weet wie hy moet, vir wat hy wie moet gee. Hy weet waarmee ons moet help. Hy weet waarmee aansluit. Hy weet waarmee ons moet ondersteun. Hy weet wat daar vanoggend in ons harte brand. En ek
kan eerlik met u wees, omdat ons verskillende mense is, het elkeen 'n verskillende behoefte. En vanmôre gaan jy hoor in my boodskap, omdat jy so uniek is, weet God van jou. Hy het jou so uniek geskakel dat jou vingerafdruk is nie eers dieselfde nie. Hy sien raak diep in jou gees vanmôre. Die Here wys my vanmôre terwyl ons sing, as mense wat 'n stukkie van hulle hart wil toemaak, want hulle is bang die Here sien hulle in, maar jy kan nie vir God iets toemaak nie. Hy sien vanmôre, daar's 'n seer in jou, daar's 'n pyn in jou, daar's 'n probleem in jou wat jy wil toemaak, dat God moet dit tog net nie raak sien nie, want wat gaan hy van my dink? Hy weet dit lankal. Hy weet dit lankal en hy wil hê jy moet dit daar uithaal en vir hom gee om te herstel, te restoreer en te vernuwe. Want in jou eie krag, broer en suster, kan jy dit nie doen nie. Daar's geen manier nie. Dis net die aanraking van God se hand wat herstelwerk kan bring. En jy moet nie bang wees nie, sê die Here, moenie bang wees vir hom nie, hy is jou pa. Hy gaan nie sy bok uithaal en jou straf en jou onterf soos wat ons as mense doen nie. Hy gaan sê, kom, ek trek jou in my arm en ek trek jou onder my vlerk en ek sit jou hier na my regterhand neer en ek gaan jou help. Ons gaan vanmôre oor na die woord van die Here, die nagmaal. En ons gaan vanmôre lees in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het. En nadat hy gedank het, het dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as dat julle daarin drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as jy hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Daai laaste stukkie brood is wat verkondig jy vanmôre wanneer jy daai broodjie vat en drink en sê, Jesus Christus leef. Jesus Christus is my verlosser. Jesus Christus is my helper. Jesus red en genees en hy doop nog met sy gees. En hy tel op wat stikkend is. Hy maak heel, hy maak deur oop, hy breek ketens. Dit is wat jy sien wanneer jy vanmôre die nagmaal gaan doen. Ek gaan die helpers vra om julle te bedien. En vanmôre wanneer jy daai broodjie vat en jy drink 'n glasie en wag asseblief vir mekaar, ons gaan almal dit saam doen. Ons gaan dit saam doen en almal saam nagmaal gebruik. Dan wil ek hê jy moet vanmôre, wat ook al jou behoefte in hierdie spesifieke oggend is, en God is baie spesifiek vir oggend, hy sê, wat jy vir oggend voel, waarmee jy hier ingestap het vir oggend met die bekommernis, dit moet jy vanmôre vir hom gee, en hy sal vir jou voorsien. Hy sal vir jou deure oopmaak, hy sal vir jou kettinge oopmaak, hy sal vir jou breek, maar die Here sê, moenie wegsteek in jou hart nie. Want hy sien dit in elk geval. Hy sien alles in jou hart, so gee vanmôre vir hom, en hy gaan vir jou gee die begeertes wat jy nodig het volgende. Matilda speel vir ons Mercy Rewrote My Life. For years I traveled alone, my heart and lost its joy and its song, but its grace it rewrote my life. Familie, kom ons staan maar op ons voete vanmôre. Ons erken vanmôre, as dit nie vir genade was nie, kon ons nie vanmôre het gestaan het. As dit nie vir genade was nie, kon ons nie vanmôre deel gewees het van die nagmaal nie. Ek wil jy met jou broodjie vat. En sê vanmôre, Here, het my klaar raak gesien vanoggend en elke behoefte wat ek het, gee ek nou vir U, dan eet ons die broodjie. Ook sy bloed wat vir ons gevloei het, om weg te was en skoon te was en heel te maak. Kom ons drink dit volgende. Hemelse Vader, wat 'n voorreg om vanmôre te kan herdenk dat Jesus aan die kruis vir ons gesterf het, vir elkeen van ons wat vanmôre hier staan. En as dit nie was vir hy liggaam wat verprysel is en my bloed wat gevloei het, Here,
waar sal ons vandag gewees het, verlore, stikkend op ander plekke. Ons voete sou geloop het na plekke wat U wou gehad het nie. Ons hande sou gedoen het goed wat U nie goedkeur nie. Ons ore sou geluister het, ons oë sou gesien het, ons mond sou gepraat het van goed wat die Here nie wil hê nie. Goed wat U haat, maar vanmôre herdenk ons dat Jesus het aan die kruis vir ons gesterf. Hy het gekom om ons skoon te was. Hy is begrawe en na 3 dae het die graf oopgegaan en hy het oopgestaan en hy lewe. En omdat hy lewe, is daar genade vir ons elke oggend nuut, Here. En is daar geleenthede soos hierdie elke dag vir ons nuut waar ons dit kan herdenk en sê, dankie Here vir die kruis. Maar so sê vanmôre, hou ons by die kruis, Here. Omdat ons vergeet van dit nie. As ons links of reg afdwaal, ruk ons terug, Here, en herinner ons aan daai dag. Maar herinner ons ook, Here, dit was uit liefde gewees. Vanuit liefde, en daarom is die liefde onveranderd, onverwelklik, elke dag dieselfde. Die liefde van Jesus is wonderbaar. Dankie daarvoor. Dankie dat ons as 'n familie dit saam kon geniet het, die belofte, Here. Dankie vir die seën oorlofwoord. Dankie vir die genade oorlofwoord. En dankie vir alles wat U vir ons doen elke dag. In Jesus naam. Amen en amen. Baie laat ek my volgende keer so gekreeg waar hy sê, my mistakes were turned into miracles. Vanmôre die Here toe my gewys het, jy steek iets in jou hart weg wat jy nie wil hê moet sien. Hy sê, al was dit 'n fout wat jy gemaak het, hy kan dit in 'n wonderwerk verander. Hy kan iets anders daarvan maak. Hy kan dit in so 'n groot blessing vir jou maak, dat jy nie meer, moenie vir God bang wees, asseblief nie. Hy is jou pa en hy het jou lief. En hy gaan nie met 'n sweep slaan. Neem dit van my volgende. Broers en susters, ek wil met u praat vanmôre oor, ek is God se beloftes aan my. Ek wil begin hier vir u lees in 2 Korintiërs 1 vers 20 volgende. Dit sê daar, want hoeveel van beloftes van God daar ook mag wees, nou luister mooi, in hom is hulle ja, en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Met ander woorde, die beloftes wat God vir ons gegee staan, dit kan nie weggevat raak nie. Ek kan die tafeltjie vat en ek kom gaan skryf waar ek kom wil in die kerk, maar God se beloftes kan nie geskryf raak en weggevat raak nie. Dit is ja en dit is amen. En vanmôre wil ek weer vir u sê, ons kan dit lees na die woord, maar glo ek dit en vat dit vir my. Dis wat God wil hê met belofte. Die belofte is vir jou. Dis nie net vir sekere mense op sekere tye en op sekere plekke nie. Dis 'n elke dag belofte lewe. Kyk na jou duimafdruk. Kyk gaan my jou duim. Nou elkeen van ons het 'n unieke duimafdruk. Moet jy geweet, daar's mense wat hulle vingerafdruk al afgewerk het. Het jy al van sulke mense gehoor? Maar dis jou een. Halleluja. Ek weet my ma so een, toe sy eendag gaan vir haar lisensie en wat haar vingerafdruk is, mevrou, jy het 10. Toe sy polisiestasie toe gaan en het 'n hele verklaring van aflê dat sy is wie sy sê sy is. Maar onthou, die vingerafdruk is so uniek. Hulle kan nie op iemand anders vingerafdruk vir haar die dokument gee of 'n bestuurslisensie gee. Dit moet net op haar wees. En dis hoekom God se beloftes in die woord is, want dit is op vir jou en vir my uniek persoonlik. God gee beloftes vir families, en hy gee beloftes vir lande, en hy gee beloftes vir kerke, maar die meeste van sy beloftes is vir my en vir jou uniek en persoonlik. Dat ons dit kan vashou elke dag. Nou ek wil nou 'n paar vir jou gee. Ek kan nie almal gee nie, dis te veel. Maar ek wil 'n paar van God se beloftes wil ek vanmôre vir jou 'n bietjie deurvat. En een lees ons in Johannes 14 vers 13 tot 14. Dit sê: en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Nou die eerste gedagte wat nou by jou opspring, ek het al baie gebid en die Here het my nie geantwoord. Is ons so, nee? Dis wat ons seker sê, maar ek het al vir dit gebid en nie gebeur nie. Nu weet die broer en suster, in my jong lewe van amper 62, het ek geleer, dat as ek vir God iets vra en ek kry dit nie dadelik nie, dan sit ek die regte tyd nie. En dan moet ek dit nie nou hê. Dan wag ek. Maar ek bly aan om te herinner aan my belofte,
sê, Here, U het gesê, dit staan in die woord, en dan op 'n dag word ek wakker, dan het ek dit al gekry. Ons het so 2 jaar gelede, toe ons die vastyd in Januarie afkondig vir die gemeente, en ons gaan in 'n vas in. En ek ry so deur die straat en die Here praat met my terwyl ek bestuur in my besige straat. Praat hy met my en hy sê vir my, weet jy wat? Dit wat jy op jou vaslysie het ek al klaar vir jou gegee. Ek dink, sjoe, ek gaan so mentally deur my lysie wat ek het waaroor ek bid. En ek besef, maar 2 van die goed wat op my vaslysie is, het ek al ontvang. Ons is vreeslik vinnig om te vra, maar ons besef nie altyd wanneer ons ontvang en sê, dankie Here, U het al reeds my gegee. En tot na die lysie kyk en ek sien wat ek ontvang het, dus eintlik baie meer as wat ek gevra het. Dus daar 'n ekstra seën by, 'n ekstra ontvang by, daar's 'n ekstra krag by, daar was 'n ekstra power in wat die Here my gegee het, en ek begin daar in my kar, begin ek in tale praat en ek bestuur hier uit na so strate soos 'n renjaar. En ek is vol van die vuur van die Heilige Gees. En sien, dis wat God se beloftes aan jou doen. Hy maak jou vol krag en vol olie vir die geveg hier buitekant. So die Here sê, as jy my naam vra, nou weet ek wat God se naam is. Alles wat in die Bybel staan. Hier is sy woord. Hier is sy beginsels. Hier is sy beloftes en beskryf. Ken jy jou Bybel? Hulle gaan vir my sê, ag, jy sê elke Sondag, ek gaan dit nou sê, tot hulle vir my sê, ja. Jy moet die woord van God ken om op dit te kan staan. Jy moet weet, daar staan in Johannes 14 vers 13 tot 14, as julle in my naam vra, dan sal ek julle gee. Want jy kan dit aanhaal in oomblikke van nood. Want soos 'n verlede Sondag vir gesê, hoe lank gaan ons nog Bybel sê, wat ons gaan oopslaan? Die Bybel moet hier begin lees op die tafel van jou hart geskryf staan. Jy moet kan quoteer net so. Nou sê die ouers van daar van my, ons kan nie meer onthou nie, jy sal kan, ek beloof jou, jy sal die skrif kan onthou. Want Gees, ek met Gees. Die volgende belofte wat die Here vir ons gegee, is in Filippense 4 vers 13. Ek, is Johannes sowieso, is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Wat 'n wonderlike belofte is nie. Ons gaan baie keer op en ek hoor baie keer mense sê, nee, ek is gemoedeloos, ek gaan nou opgee, ek gaan nie meer aan nie, ek gaan bedank hieruit, ek gaan bedank daarin, ek gaan nou maar dit en ek gaan dat doen. Ek gaan die kinders se klere pak en hulle by die deur uitstoot. Ek gaan nie meer vir die susters werk nie, want it's too much, ek kan nie meer nie. Ons sê Here, Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Nie die pastoor wat my krag gee, nie die raad wat my krag gee, nie die gemeente nie, deur Christus wat my krag gee. Hy plant jou, en help jou om te groei, net hy kan. Niemand anders kan dit doen nie. Almal van ons kan sê, ek gaan Jeff help om die tuin reg te maak. Maar as ek nie weet hoe om my tuin reg te maak nie, gaan ek 'n gemors maak en gaan vir my sê, gaan huis asseblief, jy krap nie my tuin om. Dis nie waar, Jeff. Ja, ek moet weet wat ek doen. Nou Christus weet wat hy doen, hy weet wat jou toekoms is, hy weet wat 'n belofte het, hy weet wat môre gaan gebeur en oormôre gaan gebeur. Daarom gaan hy jou die krag gee om daardeur te kom. Moenie in hom twyfel. Jy kan in jouself twyfel, jy kan in my twyfel, jy kan in jou buurman en buurvrou twyfel, maar Christus hoef jy nooit te twyfel, want dit wat hy gesê het, hy gaan doen toe hy aarde toe gekom het, het hy gedoen. En hy het opgestaan, en hy lewe, en hy sê, ek gee vir julle die Heilige Gees om julle te lei, julle sal nie alleen wees nie, die trooster is met jou, hy help jou elke dag, totdat ek weer kom. Glory to God. Glory to God, en as jy weer sê, maar ek is so alleen, niemand gee vir my om nie. Jy is nie, die Vader, die Seun en die Heilige Gees is by jou. Daar staan die belofte. Christus gee jou die krag. Galasiërs 6 vers 9. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslaan nie. Ek kan nie nou as ek by die huis kom aan my kombuis en gaan en sê, ek gaan vir jou kop bak en dan kom ek net daarop met die resep en ek los het nie. Ek moes nooit ek proe en teken maar kyk nie. Ek moet klaarmaak, ek moet die koek meng, ek moet hom in die sokker die oor die regte hit het, en ek moet hom indruk, en ek moet hom uithaal,
al laat afkoel en versier en alles. Ek kan nou, kyk jy in my songelowig aan. Maar ek wil nie. Dis 'n verskil. Maar die Here sê, elke taak wat ons aanpak vir hom, hy moet werk jy eintlik vir hom. By jou huis, werk jy eintlik vir hom. Hier is jy vriendelik en hulpsaam vir hom. En hy sê, as jy jou taak voltooi, gaan jy maai. Jy gaan terugmaai, hy gaan vir jou teruggee. Nie mense nie, Jesus Christus. Sy seën is baie groter as wat 'n mens vir jou kan gee. Ek kan vandag vir jou R1 miljoen in jou bankrekening betaal, môre kan hy geld wegwees. Nie dat ek kan nie, maar ek kan. Verstaan julle? Jy kan nie doen, môre sy geld weg. 'n Skammer het in jou rekening gekom of iets het gebeur en jy geld verloor, maar as Christus sê, ek gee vir jou belofte, is dit môre, oormôre en die dag daarna, oor 10 jaar, wanneer jy geskerp word en by hom is dit nog steeds geldig vir die mense wat hier op aarde leef. Dit kan nie opraak nie. Op die regte tyd sê die Here. So as jy bid, kyk in Johannes en jy vra vir hom en jy kan nie dadelik nie, hou aan bid. Hou aan om herinner. Moenie moedeloos en hoe graag en op hoop, jy gaan sê, want God het my nou nie geantwoord nie. Sê, op die regte tyd sal ons maai. Ons hou aan. Jona 1 vers 1 tot 4. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê, maak jou klaar. Gaan jy na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaargemaak om na Tarsus te vlug van die aangesig van die Here af weg. En hy het na Jafo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsus sou vaar. En hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim om saam met hulle na Tarsus te vaar van die aangesig van die Here afweg. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp en daar 'n groot storm op die see ontstaan en die skip gevaar geloop om skrikkelik te lei. Dit sluit aan by die woord van volgende, jy kan nie van God af wegvlug nie. Hy gaan vir jou kry. Maar moet jy ook 'n storm stuur om jou te laat stilstaan. Maar moet jy ook iets laat gebeur om jou te laat besef, maar wat gaan nou nie aan? Broers en susters, dit gebeur baie dat mense na my toe kom en sê, die aanvalle van die vyand. As ek vertel my, dan sê ek, dis nie aanval van die vyand, ek sê, Heilige Gees wat jou waarsku, jy is op die verkeerde pad. Dis die stormwind wat die Here gestuur het om jou terug te vat van die plekke waar jy op pad heen is, want jy is op die verkeerde pad. Luister na wat die Heilige Gees vir jou sê en kom in lyn met die woord van God. Jona het gesê, ek vir daai mense gaan preek, daar's nie 'n manier nie. Dis die mense wat afgode dien, dis die mense wat God laster, dis die mense wat ons doodmaak, dis die mense wat ons laat swaar kry, ek sal nie vir hulle gaan preek nie. Ek sal nie luister wat die Here vir my sê nie. Toe klim in 'n boot en hy vaar na die weste kant om van die Here af weg te kom. Ek weet nie wat hy gedink het nie, maar ek dink nie hy het gedink nie. En hy gaan op die boot, hy is rustig, hy is kalm nie, hy gaan nou weg van die Here af. Maar God het hom gevind en hom gestop in sy spore en vir hom gesê, as hy daar gedeelte verder gaan leef, en hy sê, hy gaan terug na Ninive toe. En hy het gesê, Here, ek het God geredeneer, en gesê, Here, maar hoe kan jy vir my sê waar ek bose mense gaan preek? Want Here, ek ken u eintlik. Jy sien, hy het God geken, hy was nie so kwaad vir die bose mense nie, maar hy het geweet, God is stadig om kwaad te word, vinnig om te vergewe, en genade te bewys. En Jona wou dit nie gehad het. Dit was sy eie opinie, dit was sy eie gedagtes, dit was sy eie manier van dink en doen. Hy het gesê, nee, ek gaan nie so toe gaan nie, want ek weet God gaan hulle vergewe, ek weet God gaan hulle help, hy gaan hulle nie verwoes nie, want ek ken God. Nou vanmorgen, broer en suster, God sal nooit op jou opgee nie, al stap jy van hom al weg, al sê jy, ek sal nie doen wat die Heilige Gees my sê nie, hy gaan vir jou agtervolg. En hy gaan vir jou kry waar jy nie gaan. En hy gaan mense op jou pad stuur om jou te waarsku. En hy gaan jou stop met 'n storm in jou lewe, sodat jy op die plek kan kom, wat jy gehoorsaam aan hom kan wees van daaruit volg jou seën. Daaruit volg jou vrede. Daaruit volg jou oorwinning. Daaruit volg nuwe dinge wat hy vir jou oopmaak, nuwe paaie wat hy vir jou gee, 'n dieper geestelike groei wat jou heen wil vat. Want
jy sien, broer en suster, wanneer ons begin om die beloftes van God te glo, en nie net te glo nie, maar om dit te leef, dan groei ons geestelik vir die volgende taak wat God vir ons het. Hy kan nie vir ons so aan die begin as stuur en sê, gaan preek vir 100 mense nie. Nee, daar is 'n groeiproses wat moes gebeur het. Ek kan onthou toe ek hier my groep het, dit was 'n groeiproses wat ek moes doen, en was baie daar wat ek gesê het, nee, ek wil nie, maar dan sê die Here, wie die roeping op jou lewe geplaas. Was dit 'n mens of is dit ek? Staan op en gaan aan. Dit is self jy is in 'n bediening. Ons het verlede week gepraat oor bedieninge. Jy is in 'n spesifieke bediening, maar jy lyk dit nie daar nie, want die mense gee jou aanstoot en is opgeskik met jou, en jy kan nie altyd doen wat jy wil nie, want pastoor sê nie so, gaan jy nie aan in 'n bediening. Staan soggens op, doen wat jy moet doen en kyk wat die Here jou heen vat. Baie keer op die manier wat ons dink dit moet uitgerig raak, is nie die manier wat die Here wil hê nie. En as ons dit doen op ons manier, maak ons baie goed foute. En as ons na die tyd spyt en dink, maar miskien is dit nie wat die Here my wil hê nie, maar eintlik is dit. Maar jy moet leer in daai proses. Jy moet stap, jy moet gaan hoor. En lees die Bybel. Herken sy woord. So 2 weke gelede bid ek eendag en die Here wys my 'n prentjie oor die storm. Onthou jy daai verhaal waar die disippels in die boot was, en die wind het begin waai en die boot het omgeslaan en Jesus het gelê en slaap. Onthou jy dit? Die Here wys my die prentjie en sê, Here, wat wil jy vir my sê? Hy sê, die disippels het na die storm gekyk, wat het benauwd geraak. Ek het gelê en slaap in die boot, want ek het geweet die storm span, ek moet 'n woord stil maak. Die Here sê, ons gedagtes, Paulus sê vir ons, moet vernuwe word elke dag. Met ander woorde, wanneer die storm om my kom, moet ek begin om in die geloof, en omdat God se beloftes daar vir my is, myself meer in die storm te sien. Ek moet myself al in die geloof, buite kan die storm sien. En ek moet Jesus in die storm los, dat hy het vir my kan hanteer. Want ek kan nie die storm hanteer. Ek gaan bang en benauwd raak en moedeloos raak en moet opgee. Maar met Jesus in die storm kom hy, en hy hanteer die storm en hy maak as stil, en in die geloof sien ek myself alreeds buite kan die storm stap, as God my gestuur het. As hy vir my alreeds verlos het. As ek alreeds die gebreekte ketting so wegvat. As ek daai opgeskopte deur voor my is, wat ek so instap. Ons moet begin kyk en geloof. Ons moet begin glo dat God is in staat om die storm vir my op te los. God is altyd by my, Matteus 18 vers 20. Waar daar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. Waar daar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. As jy alleen by jou huis bent, Vader, Seun en Heilige Gees is met jou, jy is nie alleen nie. En hy kan jou en hy sal jou en hy wil jou nooit alleen los in jou situasie. Hy wil vir jou indrie, hy wil vir jou oplossing gee, maar ek en jy moet begin om die beloftes nie en nie te lees nie, dit te glo en op dit te staan. Nou jy sien, daar is 'n verder aspek van die belofte wat ek nou vanmôre vir julle wil demonstreer. Ek gaan 'n bietjie sjokolade uitdeel vanmôre. Ek gaan nie vra wie wil hê nie, ek gaan kies vir wie ek wil gee. Leer vir hulle nou. Ons nie wil jy sjokolade hê. Ons is jy seker? Ok, nee. Kom ons kyk. Marius, wat vir jou enetjie? Wat vir jou enetjie? Wat? Susan, wat vir jou sjokolade? Nee, eet jy chocolate? Vat hom. Halleluja. Moet jy gaan jy vat, nee? Wat gaan vanmôre nie aan? Wat gaan vanmôre aan, Dani? Wil jy chocolate? Ek hou van die mense wat van sjokolade hou. Julle gaan nie kry nie. Ek kies vir wie ek wil gee vanmôre. Ek gee nie sommer vir enige een sjokolade nie, ek kies vanmôre.
kies vanmôre. Mooiste meisie, wil jy sjokolade nie? Sy sê sy mag het nie, ekskuus. Nou wil ek aan 'n versoeking lei. Shamaine, wil jy sjokolade? Ek het geskok vanmôre. Ek is diep geskok. Dat sy. Liewe Vader, swaar. Genoeg, my Here. Broers en susters, ek het gesien wat ek doen vanoggend. Ek het mense gekies vir wie ek wil sjokolade offer. Ek het gekies. My ouers wat gesê het nee, dankie. Ek wil daarom vir julle sê ek het van hulle voor die tyd gereed om te sê nee, dankie. En dus ek het genoeg sjokolade gehad. Ek wil beginsel by u wys vanoggend. Jy sien, ek kan kies vir wie ek wil sjokolade gee. Ek het voor die tyd sê nee, sê vir my nie dankie wil hê nie. Maar God maak nie so. God kom en sê, hier is my bakkie met beloftes. Vat vir jou, maar as jy dit nie vat nie, gaan dit nie joune wees nie. Maar nou is daar nog 'n ekstra puntjie wat jy moet doen. Jy moet hom vat. Maar sal nou so sjokolade in die familie? Maar mag jy nie eet nie as nou so sjokolade in die stengel is? Maar nou moet ek die sjokolade smaak. En God sê smaak en sien dat ek God is. As ek belofte so gevat het, en ek kom sit ons op die tafels van my hart, en ek lees so, as ek dalk in depressie is, of ek is moeg en toe is, of ek gaan hier 'n storm, dan kan ek sê, Matteus 18 vers 20 sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, dan is ek in julle midde, dan smaak ek hy belofte in my mond, dan weet ek, is dit daar by my huis neerval op my knie, ek is nie alleen nie, die Vader, Seun en Heilige Gees is by my, en ek smaak sy belofte, en ek voel sy krag, en sy heerlikheid, en hy kom en hy tel my op, waar my plek waar ek kan sit, my plek waar ek getal het by my probleem, en hy gee my nuwe vreugde, en hy gee my nuwe joy, en ek sê, verlustig jou in hom, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Ek wil het smaak, ek wil het eet, ek wil het vat van my, anders gaan ek bly waar ek is, niks in my lewe gaan verander, as ek nie verander. Kan ek amen trek? Nou familie, vanmôre gaan ons afsluit met dat gunsteling liedjie van my, U is goed, Here Jesus, baie goed. Nou terwyl ons dat liedjie gaan sing vanmôre, gaan jy jou belofte vat. Daar's baie ander beloftes van die Here, wat daar nie tyd is vanmôre om julle te bring nie, maar terwyl ons dat gaan sing, en jy gaan jubel en juig vir die Here, gaan jy sê, ek vat my belofte, ek maak dit myne, ek stap by hierdie deur uit vanmôre, al gaan my omstandighede nie dadelik verander nie, maar hierdie belofte is myne, ek sit hom in my mond dat ek hom kan smaak en dat ek hom kan proe, en dit is myne en ek leef om my by te kan. En môre kry jy iemand anders wat dieselfde moeilikheid as dit, jy sê, vir weet jy, daar's 'n belofte wat sê, en jy deel daai belofte met hulle. Wat is ons besig om te doen? Ons versprei die evangelie van Jesus Christus. Kom ons gaan op familie en ons gaan sing, U is goed, Here Jesus, baie goed, en ons gaan jubel en juig daaroor, want die beloftes van die God staan vir ons, is ja en amen, ons gaan dit vir ons vat. Die worship sangers kan my kom help as julle wil, hoor? Ja, halleluja, halleluja, prys hy nou, kom ons gee die Here 'n lofoffer. Hy is goed en jy is 'n koningskind, en ons eer hom dat jy vanmôre. Ek gaan vir Jeff vra vir ons af te sluit met gebed vanoggend. Ek gaan jou vinnig by die deure groet en ek nooi jou vir 'n koppie koffie en 'n cupcake na die tyd. Baie dankie, dankie Jeff. Vader, wat 'n voorreg is dit om in U naam te vergader en al die prys en die lof aan U toe te swaai, want U kom dit toe, Here. Dankie dat U vir ons vanmôre weer eens bekragtig het deur die woord. Dankie Jesus dat ons kon aansit aan die tafel, want U sê, deur as julle drink van hierdie wyn, dan gedink julle die bloed van Jesus aan die kruis wat vir julle reiniging gee en wat julle siektes genees. Here, dankie dat U vir ons gesterf het op die kruis van Golgotha. Ons is ewig dankbaar, Here, vir die grootheid en die goedheid in ons lewe.
Here, want u woord is 'n lig op ons pad en 'n lamp vir ons voete. Here, waarmee sal ons gaan sonder u woord, want u woord is die waarheid. En Here, in hierdie week wil ons bid, Here, dat u seëninge oor ons sal stort. Ons wil bid, Here Jesus, dat u ons grondgebied sal vergroot. Ons wil bid, Here Jesus, dat u die onheil van ons af sal weghou, sodat smart nie naby ons sal kom nie. Dankie, Here, omdat u groot is en omdat u God is, en dat u goed is en dat u met ons gaan deur hierdie week in Jesus se naam. Amen.